En baie keer, ons as kinders van die Here, voel of ons nie ons beloofde land betree nie. Of God se goeie en mooi plan nie regtig werklikheid in ons lewe word nie. Dat die Here ook 'n bepaalde beloofde land vir jou en my het, kan ons amen sê vanmôre. En baie kinders van die Here is kinders van God. Hulle het regtig hulle harte vir die Here gegee, maar hulle leef in 'n woestyn. Die Bybel beloof regtig oorvloedige vreugde. Welkom by Simfonie se podcast. Simfonie is 'n Suid-Afrikaanse kerk aan die Wesrand van Gauteng, waar ons groot liefde vir mekaar, vir God en vir ons gemeenskap het. In ooreenstemming met 2 Timoteus 3 vers 16, glo ons die Bybel is geïnspireer deur God en is bruikbaar vir lering en regstelling, sodat die kinders van God voorbereid sal wees om in die waarheid elke goeie werk uit te kan voer. Ons is opgewonde om hierdie kosbare, Heilige Gees geïnspireerde boodskap te deel en mag hierdie saad vrugbare grond vind. Vandag wil ek met jou praat so in lyn met al hierdie goeters oor betree jou beloofde land. Betree jou beloofde land. Leef in jou beloofde land. Vir 'n tydperk was hierdie Hebreër volk wat uit Egipte getrek het, vir 'n kort tydperk van plus minus 30 jaar, onoorwinlik. Hulle het 7 magtige nasies in die land Kanaan oorwin. Toe hulle saam met Joshua die land betree het, toe die Jordaan voor hulle droog geraak het en die water opgedam het en hulle kon droogvoet deurstap. Hulle het 31 konings oorwin. Magtige konings. Hulle het 16.000 vierkante kilometer uitsoekgrond hulle eie gemaak. Vir 30 jaar was daar onbeteelde sukses in hulle lewe. Al was hulle 'n minderheid, al was hulle swak toegerus, swak opgelei, het hulle een verstommende oorwinning na die volgende ene in hierdie 30 jaar tydperk behaal. Hulle was onstuitbaar gewees. Hulle was onkeerbaar gewees. Hulle het teen die mees barbaarse, bose, demonies beheerde nasies wat daar ooit op aarde geleef het geveg. Mense wat onmenslik was, gewetenloos, bloeddorstig, pervers op maniere wat ons nie eens kan dink nie. Moes Israel teen hierdie mense veg toe hulle die land Kanaan betree. Maar ten spyte daarvan dat hulle teen hierdie goed toegeruste leers, teen reuse, sê die Bybel was 'n reuse, moes veg, het hulle oorwinning op oorwinning behaal. Hierdie tydperk onder leiding van Joshua, daai oomblik toe hulle deur die Jordaan gaan, was daar 'n 30 jaar tydperk. Veral die eerste 7 jaar, toe hulle die gevegte geveg het. Die laaste gedeelte is die land net verdeel, maar die eerste 7 jaar, niemand het voor hulle stand gehou nie. Net een plek lees ons van een neerlaag wat hulle gelei het. Onthou julle, toe hulle teen die klein ou dorpie Ai verloor het, toe Agan daar in Joshua 7 vers 21, want hy goed gevat het, wat die Here gesê het, nee, julle mag niks uit hierdie goed vat nie, alles moet vernietig word. En hy hou van daai mooi klere, en hy vat 'n bietjie silwer, en hy vat 'n bietjie goud, en hy gaan begrawe dit in sy tent. En Joshua sê toe vir die soldate, gaan veg julle teen die staadjie Ai, ons gaan net so 3000 manne afsonder, dan kan julle gaan veg, en hulle is 'n ou klein staadjie. Maar hulle kry bloedneus. Van hulle mense word doodgemaak, en hulle moet weghardloop. Vir so 'n klein, bose, demonies beheerde dorpie, moet hulle weghardloop. Want hierdie sonde van Agan het gemaak, dat God hom onttrek het van die volk, en dat hulle nie meer gehelp het nie. Sonde het 'n effek op ons lewe. Maar vir hierdie 30 jaar, veral vir die eerste 7 jaar, was hierdie volk onstuitbaar. Maar dit was nie altyd so nie. Hulle geskiedenis in die verlede van hulle stamvaders, hulle aardsvaders, was nie altyd so goed nie. Van Abraham af, hy het nie altyd reg geglo nie, hy het foute gemaak, hy het sy eie besluite gemaak. Jakob was 'n bedrieër, hy was 'n leienaar gewees. Kan jy onthou vir Josef? Sy broers wat later die stamvaders van Israel sou word, gooi hom sonder enige gevoel in 'n put. Sê, verkoop jy, ons gee niks vir jou om nie. En hulle is die basis waarop hierdie volk gebou word.
So hulle geskiedenis is nie so goed altyd nie. En dan na hierdie 30 jaar tydperk loop dinge ook nie altyd so goed nie. Ons lees, hulle 2 tempels gebou, 2 is vernietig. Ons sien, hulle was altyd 'n volk wat opstandig was. Hulle het altyd die Here teleurgestel. Daar was wel helder oomblikke hier en daar, toewydingsoomblikke in hierdie volk se geskiedenis. Daar was geloofshelde wat opgestaan het, geloofsgroepe wat opgestaan het, maar oorwegend was hierdie volk vir God 'n uiterste teleurstelling. Altyd sy hart gebreek, in so 'n mate dat hy eendag bose nasies teen hulle moes stuur om hulle stede te vernietig en hulle weg te voer in gevangenskap, 70 jaar daarvan. Maar in hierdie 30 jaar, vergeet wat vooraf was en wat na dit gebeur het, hierdie 30 jaar was hulle onstuitbaar gewees, onstuitbaar, kragtige oorwinnings. Toe hulle deur die Jordaanrivier stap, droogvoet, het Jerigo geval, reuse het geval, konings het bang geword, want iets anderster was hier gewees. En dan word hierdie tyd opgesom in Josua 21 van vers 43. Hoor mooi hoe word hierdie tyd so in helder kleure opgesom. Die Here het aan Israel die hele land gegee, wat hy met 'n eed aan hulle voorvaders beloof het. Hulle het dit in besit geneem en daar gaan woon. Die Here het hulle na alle kante toe rus gegee, soos hy met 'n eed aan hulle voorvaders beloof het. Nie een van al hulle vyande kon teen hulle stand hou nie. Die Here het al hulle vyande in hulle mag oorgegee. Nie een van die goeie beloftes wat die Here aan Israel gemaak het onvervul gebly nie. Almal is nagekom. Hulle het iets wonderlik beleef. Hulle het gesien hoe word God se beloftes werklikheid. Hulle het gehoor van die vrugte, hulle het gehoor van die land van melk en honing. Maar nou kon hulle die groente eet. Hulle kon die vrugte proe. Hulle kon die soet water uit die riviere en die fonteine drink. Hulle was daar. Dit het vir hulle waar geword. Dit was nie die ontwykende belofte wat altyd buite hulle bereik gebly het nie. Hulle kon daaraan vat, hulle kon dit betree. En baie keer, ons as kinders van die Here, voel of ons nie ons beloofde land betree nie. Of God se goeie en mooi plan nie regtig werklikheid in ons lewe word nie. Ja, ek en jy het nie vandag 'n fisiese stad Jerigo wat hier voor ons is nie. Maar ek en jy het iets anderster wat ons konfronteer. Ons het dalk verwerping en minderwaardigheid en hartseer wat ons moet veg. Ons het nie Kanaanitiese volke, groot leers met hulle skerp swaarde waarteen ons moet veg nie. Maar ons veg teen radeloosheid en moedeloosheid en konflik in verhoudinge en spanning en misverstande en ongelukkigheid in ons harte. Ons veg nie teen buitengewone groot manne reuse nie, met hulle swaar geveguitrustings aan nie. Ons veg met slegte gewoontes, slegte gesindhede. Ons veg met sonde, ons veg met ou patrone, ons veg met Satan se leuns in ons lewe, ons veg met verkeerde maniere van dink. En soms voel dit net vir jou, ek is in die verloor kant. Ek raak nie hierdie lewe baas nie. Dit voel of jou beloofde land om gelukkig te wees, om 'n vervulde mens te wees, om 'n gelukkige huwelik te hê, om wys in jou finansies te wees, altyd net buite jou bereik bly. Maar hierdie verse word opgeteken in die Bybel, dat ek en jy kan weet, dat die Here ook 'n bepaalde beloofde land vir jou en my het. Kan ons amen sê vanmôre? Daar is 'n beloofde land vir my en jou vandag, om in besit te neem. Vandag, om hom in besit te neem. Dat ek en jy ook saam met Psalm 16 vers 6 kan sê, 'n pragtige deel is vir my afgemeet. Ja, wat ek ontvang het, is vir my mooi. Jy leef vandag en jy sê, dit wat ek beleef is nie vir my mooi nie. Dit wat ek ervaar is nie vir my pragtig nie. Die Here wil ook hê jy moet kan sê, ek beleef iets pragtig. Ek beleef iets mooi. Hierdie Hebreëse volkie se reis begin in Egipte. Toe hulle bevry was, 400 jaar was hulle slawe daar gewees. Dit was 'n plek van oorheersing gewees. En die Here sê, ek gaan julle uit Egipte vat na die beloofde land toe, maar wat gebeur met hulle? Van wie hulle ongeloof en twyfel,
toe hulle nie Kanaan wou inval die eerste keer nie, moes hulle vir 40 jaar in die woestyn rondswerf. En hulle is uit Egipte uit, maar hulle is nie in die beloofde land nie. Hulle is onder die Farao se oorheersing uit, maar hulle leef 'n minderwaardige woestynlewe. En baie kinders van die Here is kinders van God. Hulle het regtig hulle harte vir die Here gegee. Maar hulle leef in 'n woestyn, in hulle innerlike mens, in hulle verhouding met God, beleef hulle 'n woestyn. En die Here sê, betree jou beloofde land. Egipte wys na daai tyd, toe ons Jesus nie geken het nie. Na die tyd toe ons slawe was van Satan, van sonde en die dood. Maar ons is deur die Rooi See, ons is gered, ons is kinders van God, die bloed van Jesus het ons skoon gewas, ons het nuwe status gekry, ons behoort aan die Here. In die Nuwe Testament is my beloofde en jou beloofde land nie soseer 'n land met grense nie, 'n fisiese land nie, maar dis baie meer 'n geestelike werklikheid wat ek en jy kan beleef. Dank God dat hierdie geestelike werklikheid wat ons beleef ook oorspoel na my tydelike lewe toe, na my finansies, na my gesondheid. Dit raak my alledaagse lewe ook, maar dit is, hoor mooi vanmôre, primêr 'n geestelike beloofde land. En van daar af begin al die ander goed in jou lewe in plek kom. Dis 'n land waar ons meer as oorwinnaars is, sê Romeine 8 vers 37. 'n Land, 'n geestelike ervaringswerklikheid, nie 'n storie daar ver nie. Ek is nie 'n verloorder nie. My werklikheid is, dit wat ek betree het is, ek is meer as 'n oorwinnaar. Dis 'n lewe, sê 2 Korintiërs 4 vers 16, waar ek nie moedeloos leef nie, altyd moedeloos, nooit, leef nie daar nie. So bevry daarvan. 2 Korintiërs 7 vers 4 sê, dis 'n land waar ons vol moed is en altyd oorstelp. Dis 'n woord wat ons nie baie gebruik nie, van blydskap is. Oorstelp van blydskap is. Dis 'n lewe, is 'n erfenis, dis 'n geestelike werklikheid, waar ons altyd vol vrede lewe, sê Filippense 4 vers 6, omdat ons met God in gebed kan praat oor ons probleme. Ons is altyd toegerus met alles wat goed is, sê Hebreërs 13 vers 21, sodat ons God se wil kan doen. Dis 'n land waar ons baie vrugte dra. Johannes 15 vers 5, tot seën van ander, tot verheerliking van God. Nie 'n bietjie vrugte nie, kom soek, is jou vruggie in hierdie boom nie. Ons takke hang laag. As jy nou jou kyk, sien jy amper nie blare nie, jy sien net vrugte. Dis die Kanaan land. Dis die beloofde land, dis die geestelike werklikheid van ons lewe. Ons beloofde land is 'n nuwe oorwinnende lewe, deur die genade van Jesus en die krag van die Heilige Gees. In hierdie land, hierdie geestelike werklikheid, wen ons. Jy kan haleluja sê. Ons is nie aan die verlore kant nie. Ons wen. Hierdie beloofde land is 'n land waar ons vergewe. Mense wat jou te nakom, ontaktvol behandel, jy vergewe. Want die Bybel sê, as ek nie vergewe nie, gaan God my nie vergewe nie, sê Matteus 6 vers 15, en ek wil in my beloofde land lewe. So, hier's bakke vol vergifnis vir jou. Bakke vol. Dis 'n land waar ons gee. Die Here gee ons so baie, dat ons vir ander kan gee. Dis 'n land waar ons dien met die spesiale gawes, wat die Here ons gee, ons talente. En ek doen alles met liefde in hierdie land. Hierdie geestelike werklikheid wat ek beleef is 'n land van liefde. Ek het mense lief. Ek kan nie help nie. Jesus se liefde is in my hart. En dis 'n land waar jy alles in liefde doen. Want ons verstaan wat 1 Korintiërs 13 vers 3 sê, dat al gee ek alles weg wat ek het, en ek gee my liggaam prys, maar ek het nie liefde nie, baat dit my niks. Het julle geweet, as jy iets sonder liefde doen, verander jy nie. Jy kan enigiets doen vir God, maar as jy dit nie met liefde doen nie, verander jy nie. Dit baat jou niks. As jy iets sonder liefde vir God doen, trek daai liefdesdiens jou nie nader aan die Here nie. Ek het baie mense gesien wat deur kerkwerk weggedryf word van die Here, omdat hulle dit liefdeloos gedoen het. Dit het vir hulle soos 'n absolute marteling geword om dit wat hulle doen vir die Here te doen. Maar wanneer ek iets in liefde, hierdie beloofde land vir my is 'n land van liefde. Ek doen dit met liefde vir my God en vir my medemens, vir my medegelowige, want dan word ek verander, my hart groei en my verhouding met die Here word verinnig. Dit baat my.
Maar bovenal baat dit my, want alles wat ek met liefde doen, word in die hemel in my beloningsboek opgeteken. Maar alles wat ek sonder liefde doen vir God, word nie eers in die beloningsboek opgeteken nie. Ek kan my liggaam prys gee om verbrand te word. Dit sal nie op my beloningsboek kom nie. Al wat in God se beloningsboek opgeskryf word, is my liefdesdiens. 'n gesindheid van liefde. En ek hierdie beloofde land is 'n land van liefde. Dit is nie 'n land van haat en beklei nie. Dit is my beloofde land. Dit is 'n land waar ons nog steeds struikel, maar ons staan meer op as wat ons val. Amen. Spreuke 24 vers 16 sê, want 7 maal val die regverdige, maar hy staan weer op. Staan weer op. Dis 'n land waar ons God se krag beleef, waar ons roem in Christus, waar ons loof en prys. Julle, en dit raak net beter met die jare hierdie beloofde land. Julle weet, ek was so teleurgesteld as 'n kind toe my ma die eerste keer vir my 'n fluit gaan koop het. Daai glase begin so groot boom, hulle word so klein onder. Dit lyk so baie, maar eintlik as jy hom nou in 'n gewone glas gooi, is dit maar net soveel as die ander maar glasie, né? Maar hy lyk so groot. Maar hy's so maar daaronder. Dis nie die Christelike lewe van dit begin goed en Die Christelike lewe is bottomless. Halleluja. Kom drink. Halleluja vir Jesus. It's bottomless. It's bottomless. My beloofde land simboliseer vir my oorwinning en liefde en 'n verhouding met God en 'n goeie huwelik. En die spin-off van dit is daar, die Here sal. Verskoon tog die Engelse woord spin-off. Maar die byvoordeel is dat die Here gaan vir my ook sorg op tydelike gebied wat hy dink ek nodig gaan hê. Sy oog gaan op my wees, hy gaan vir my deure oopmaak. Hy gaan vir my werk gee, hy gaan my help. God gaan jou help, kan jy halleluja in hierdie kerk sê vanmôre? Halleluja. Kanaan, in baie van ons liedere, ons wonderlike liedere skat verwys net na die hemel en daar's niks fout daarmee nie. Kanaan, ons sing van ons Kanaan, na bo in die hemelse Kanaan ontmoet ons verseker mekaar. En dit is reg so, ons moet dit sing. Maar dis net een deel van die waarheid. Kanaan is nou. Want onthou, in die hemel is daar nie reëse en Jerigo's nie, en vyandige volke, en demoniese werking nie. Dis nou wat ek my Kanaan in besit neem, my beloofde deel wat God vir my afmeet. God het 'n deel vir jou en my afgemeet, 'n beloofde land wat ons moet betree. Ja, daar is steeds struikelblokke, teenstand, worsteling, maar ons is meer as oorwinnaars. En vandag gaan jou Kanaan binne. Van hierdie dag af, hierdie jaar 2026 verder, lank genoeg het jy 'n woestynlewe gelewe. Gaan jou beloofde land binne. Julle weet daar staan, hulle daar gaan bly. Hulle het net so nou en dan van die woestyn af ingekom en kom kyk, wat nou druiwekorreltjie, lekker, en proe die papajas, en komkommers kan bly. Ons soek die soet goed, né? Hulle het net so nou en dan kom inloer nie. Hulle daar gaan bly. Hulle het permanente woning gaan maak in hulle Kanaan, in hulle beloofde land. Baie van ons gaan loer net so nou en dan in. Dit was 'n lekker diens. En die res van die week, woestyntyd. Woestyntyd. Ons is net gemaak om so nou en dan 'n geestelike hoogte beleef nie. En daarna is ek in die put van ellende nie. Ons is gemaak om in ons Kanaan te leef. Permanente woning daar kom maak. Ons kom net so nou en dan inloer nie. Ons is daar om daar te vertoef. Maar as een groot waarde, jy moet jou woestyn doelbewus verlaat. Die beloofde land spreek van 'n triomfanklike, oorwinnende, seëvierende Christelike lewe. Die woestynland praat van doelloos, verslaan, ongelukkig, gedreineer, moedeloos, faal. Die woestyn is 'n plek van kla. Hulle is net 3 dae die woestyn en dan sê die volk, waar is water, Moses? Hulle is altyd in opstand en risie en murmurering teen arme ou Moses. Moses word so moedeloos, hy's vol wanhoop. Hy sê, Here, wat moet ek met hierdie volk doen? Nou gooi hulle nog my met klippe ook dood. Hierdie volk is uit Egipte, maar in die woestyn is Egipte nie uit hulle uit nie. 40 jaar was hulle in die woestyn, hulle loop net in sirkels. Selfe ou duin, selfe ou sand, selfe alles, net dieselfde. In 'n groef.
Alles is net dieselfde. Een dag is soos die ander dag. Hulle beleef steeds God se genadige werking. Hy is so goed, hy is so wonderlik vir hulle. Hulle is eintlik onder sy straf, maar hy sorg nog vir hulle. Is dit nie waar wat die Bybel sê nie, God sorg vir die regverdige en die onregverdige. Daar's daaglikse manna, daagliks is die wolkkolom en die vuurkolom daar. Daar's sporadies water uit 'n rots kwartels wat hy voorsien. God sorg nog steeds vir hulle, maar al beleef hulle iets van die heerlikheid van God, beleef hulle nie hulle volle land erfenis nie. En baie kinders van die Here beleef iets van God en hulle is tevrede met die iets. God het vir my en jou 'n beloofde land. Jy sê ag ek's oud, nou al oor 7, 8 dekades oud. Daar's nog steeds vir jou 'n afgemete beloofde land waarbinne jy kan lewe. Die Here wil hê jy moet in hierdie beloofde land lewe. Hoe lyk jou beloofde land? Hoe lyk die beloofde mens wat God wil hê jy moet wees? Die Bybel beloof regtig oorvloedige vreugde. Maar as jy na jou lewe kyk en jy kyk regtig na die patroon van jou lewe, kom jy agter ek's eintlik meer onder die waterlyn as bo die waterlyn. Die Here beloof genade op genade, maar jy beleef elke dag skuldgevoelens en selfverwyd. Die Bybel beloof dat jy meer as 'n oorwinnaar sal wees, maar jy beleef net swakhede en jy soeg voor versoekings. Die Bybel beloof vrede wat alle verstand te bowe gaan, bonatuurlik, maar jy leef elke dag jou maag is soos 'n knop getrek in 'n knoop. Jy kan nie slaap in die aand nie, jy moet pille drink om te slaap. So gespanne is jy. Die Bybel beloof dat jy tot alles in staat is deur Jesus wat jou die krag gee, maar jy het 'n gesindheid van ek kan nie. Jy het 'n ek kan nie mentaliteit. Ag ek kan nie dit doen nie. Ek's tog nooit goed genoeg vir dit nie. God kan my nie gebruik nie. Ek kan nie vergewe nie. Ek kan nie dit doen nie. Ek kan nie 'n seun wees nie. God sê jy kan. Jy leef in jou beloofde land. Hoe wil jy wees? Vry van 'n klomp goed, né? Maar jy leef net in die beloofde land. Ek wil net 3 dinge vir jou noem hoe jy in jou beloofde land kan ingaan. Nommer 1. Weet julle, ons moet die Bybel baie lees. Hoor mooi vandag. As jy die Bybel nie baie lees nie, sal jy nooit jou beloofde land betree nie. Kyk wat sê Josua 1 vers 8. Hierdie wetboek moet die rigsnoer wees vir alles wat jy sê. Oordink dit dag en nag en sorg dat jy alles uitvoer wat daarin geskryf staan. Dan sal jy slaag in wat jy moet doen. Jy sal voorspoedig wees. Dis die enigste plek in die Bybel waar hierdie 2 woorde saamgenoem word. Slaag en voorspoedig. Maar ek en jy moet opnuut vanmôre, ons het dit al van die kans al weer genoem, kennis neem van die 4 keer 'n week Bybellees beginsel. Daar is navorsing gedoen deur die Center for Bible Engagement en hulle het gevind dat die positiewe impak van Bybellees eers na 4 dae gebeur. Jy kan 1 keer 'n week Bybel lees, 2 keer 'n week, 3 keer 'n week. Daar sal geen wesenlike groei en verandering in jou Christelike lewe wees nie. Jy sal 'n woestynlewe lewe. Maar eers wanneer ek 4 keer 'n week regtig met die Bybel besig raak en ek begin dit in my hart inbære, begin dinge drasties in kinders van God se lewe verander. Wys hierdie Center for Bible Engagement se navorsing. Hulle sê as mense so met die Bybel besig raak en hulle begin die Bybel geniet en hulle begin tyd maak met die Bybel. Lees net 1 versie en gaan slaap nie, maar hulle maak tyd met die Bybel. Is daar 'n drastiese afname in negatiewe gedrag en emosies. En daar's 'n bietjie statistiek. Pornografie kyk verminder met 61%. Die gevoel van geestelike stagnasie dat jy op 'n plateau gekom het en nie verder kan gaan nie, daal met 60%. Alkoholmisbruik neem met 57% af. Bitterheid in verhoudings verminder tot met 40%. Woedeprobleme en die uitbreek van woede daal met 31%. Gevoelens van eensaamheid daal en verminder met 30%. Mense word 230% meer gemotiveer om ander te help om beter Christene te wees. En daai behoefte om te getuig en ander mense van Jesus te vertel, groei tot met 200% as mense 4 keer en meer in die week Bybel lees en voor die Here kom en sê, Here, praat met my deur die woord. Luister,
Dis verskriklik belangrik om kerk toe te kom. Hier word ek verander, ek hoor die woord. Dis belangrik dat mense vir my profeteer. Dis lekker om oor geprofeteer te word. Maar hoor mooi vandag, dis wanneer jy met die Bybel besig raak, dat jy jou beloofde land op elke gebied in jou lewe sal betree. Jy het 'n keuse, of ek gaan in my geestelike woestynland bly, of ek gaan my beloofde land betree. En die Here wil hê ek en jy moet ons beloofde land betree. Nommer 2, kwaliteit, afsonderingstye met jou Here Jesus, waar jy en hy alleen is. Kyk wat sê 2 Korintiërs 3 vers 18. En terwyl ons almal met 'n onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld. Is Jesus 'n oorwinnaar? Is hy 'n oorwinnaar? Halleluja! En wanneer ek met Jesus besig is, in gebed, aanbiddingstye, gebedstye, stil word tye, wagtye, wag op hom, en ek is op my knieë voor hom, en ek aanskou hom, en ek word bewus van hom wie hy is, word ek verander na dieselfde beeld. En my binnekant landskap begin verander, my verhoudinge begin verander, my hantering van finansies begin verander, my geloof groei dat ek vir siek mense kan bid. Iets verander in my. En dan derdens is die laaste en ek wil noem, is laat toe dat die Heilige Gees jou lewe beheer. Galasiërs 5 vers 16, né? Ons moenie met 'n vleeslike en 'n wêreldse gesindheid leef nie. Luister, in die terrein van die vlees is die duiwel koning. Maar dis in die terrein van die gees dat daai reus val op sy neus. Leef anders. Leef as 'n geestelike mens. Leef soos die Here dit begeer. Weet jy wat? Die ou pastoor het ons geleer van jongs af. Live with an opposite spirit. Daar's 'n gees in die wêreld. Daar's 'n gees wat probeer om jou te beheer. Al is jy 'n kind van God, daar's 'n gees in die wêreld wat probeer om jou te beheer. En jou dinge te laat doen en te sê en op te tree buite jou karakter baie keer. Maar ons moet in 'n teenoorgestelde gees kom. Kyk wat sê 1 Petrus 3 vers 9. Moenie kwaad met kwaad vergeld of belediging met belediging nie. Inteendeel, antwoord met 'n seënwens. Want daartoe is julle geroep. Hoekom? Sodat julle die seën van God kan verkry. En as die salwing op my kom, begin ek Engels praat. En dan sê ek, I want this baby. I want this. Dis wat ek soek, niks gaan my uit my beloofde land uithou nie. Meeste mense word uit hulle beloofde land gehou oor kwaad, vergelding en beledigings. Daar staan verder, daar staan geskryf, as iemand die lewe lief het en 'n lang lewe begeer, om die goeie te geniet. Om die goeie te geniet, sê bietjie goeie geniet. God wil hê jy moet ook die goeie geniet. Moet hy sy tong weerhou van kwaad praat en sy lippe van leuns. Baie van julle sit hierso. Jy het jouself uit jou beloofde land uitgepraat omdat jy oor ander mense praat. Bly weg van die kwaad af en doen wat goed is. Soek vrede en jaag dit na. Ek wil dit hê. Wil jy dit hê? Ek kyk na my eie lewe en daar's so baie plekke in my lewe waar ek die beloofde land gemis het. My beloofde afgemete deel wat ek gemis het. Die plan, die opdragte wat die Here jou gee wat jy nie in gewandel het nie. Maar vandag is dit tyd dat jy kan sê, ek trek weer my skoene aan. Maak my gereed. Ek betree my beloofde land. Jerigo se dae is getel. Die reuse val. Die konings vlug. Dis tyd om te beweeg na jou beloofde land. Mag jy baie vordering maak in hierdie pad vorentoe en mag die Here jou ryklik seën op elke gebied. Die Here wil hê jy moet jou beloofde land betree. Dis nie 'n te ver ideaal nie, iets wat my ontwyk nie, iets wat nooit my deel gaan word nie. Dis tyd, luister mooi, dat jy die druiwe, die wonderlike groente en die soet water van jou beloofde land smaak. Eendag in die hemel ten volle.
maar nou reeds op aarde. Nou reeds op aarde. God het 'n beloofde land vir jou huwelik, vir jou ouerskap, vir jou besigheid, vir jou finansies, maar meer is hierdie tydelike goed. Hy het dit in sy verhouding met jou, in jou innerlike mens, in jou verhoudinge, jou impak wat jy maak. Daar's 'n deel wat vir my afgemeet is, wat ek moet betree. Is jy gereed om jou beloofde land te betree vanmôre? Halleluja. Hierdie is om Josua 21 vir jou te verpersoonlik. En daar waar die dotted lines is, moet jy jou naam sê. Die Here het aan George die hele land gegee, wat hy met 'n eed aan George se voorvaders beloof het. George het dit in besit geneem en daar gaan woon. Die Here het George na alle kante toe rus gegee, soos hy met 'n eed aan George se voorvaders beloof het. Nie een van al George se vyande kon teen hom standhou nie. Die Here het al sy vyande in sy mag oorgegee. Nie een van al die goeie beloftes wat die Here aan George gemaak het onvervuld gebly nie. Skryf jou naam daarin. Jy nou 'n pen het jy gaan doen dit in stilte tyd vanaand of môreoggend by die Here en sê Here, hierdie is my land. 'n Goeie deel is my afgemeet, Here, 'n mooi deel. Ek wil die goeie smaak in my lewe. Wat help dat jy's 'n kind van die Here en jy leef in 'n woestyn? Uit Egipte, maar in 'n woestyn. Dis nie God se adres vir jou nie. Jou adres is 'n geestelike, beloofde land met baie byvoordele. Met baie byvoordele. Halleluja en amen. Mag hierdie kosbare woord van Pastor George jou help om 'n helder lig vir Jesus in die wêreld te wees. En mag die Heilige Gees jou herinner aan sy woord, sodat jy voorberei sal wees vir elke goeie werk.